ons openlike verklaring en ons doen dit vanoggend aan die hand van Psalm 63. Ons het verlede week, of die vorige keer by ons openlike verklaring stilgestaan by Psalm 62, waar die psalmdigter baie mooi verwoord het, 2 dinge het ek die Here hoor sê, dat 'n mens net op die Here kan vertrou, omdat hy alleen mag het, en dat die Here aan elkeen sal doen volgens sy verdienste. En daarin die dieptepunt wat ons daardie keer vasgemaak het, dat die Here uiteindelik nie met ons handel volgens ons verdienste nie, maar volgens Christus se verdienste. So wanneer ons by Psalm 63 stilstaan, is hierdie gebed van afhanklikheid ons hartsgebed. Ek soek na U, o God, my God. Ek dors na U, ek smag na U. U is vir my 'n hulp. Ek juig oor die beskerming onder U vleuels. Ek bly altyd naby U. U hand ondersteun my. En wanneer ons met hierdie gebed voor ons Vader rustig word, mag ons hoor as hy ons groet en seën met hierdie woorde. Genade en vrede vir jou van God ons Vader in die Here Jesus Christus. Kom ons verwoord ons afhanklikheid saam, deur saam te sing van Psalm 42 vers 1, 4 en 5 en daarna kan jy plekke inneem as ons stil staan by ons belydenis. Psalm 42 word geskryf waarskynlik tydens die burgeroorlog tussen Dawid en Absalom. Dawid vlug want hy wil nie teen sy seun veg nie en dan beland hulle by die boorlope van die Jordaan waar hierdie lied dan gedig word. En dit verwoord iets wat by die prediking baie mooi aansluit. Wanneer die Here die mens maak, dan sê hy dis nie goed dat die mens alleen is nie. Ten spyte van die feit dat Adam in die Here se teenwoordigheid leef, sê die Here, dit is nie goed nie, daar kort iemand soos hy. En dan maak hy vir Eva, en ons verstaan dat die mens gemaak is vir gemeenskap. Maar dan vind die sondeval plaas, en ons verhouding met God breek stukkend, en daarin ons verhouding met mekaar.
En deur daardie gebroke verhoudings kom die ellende wat ons meeste van die tyd in hierdie lewe beleef het. So ook vir Dawid en Absalom. 'n Ellende wat maak dat jy uiteindelik nie op mense kan vertrou nie, maar op die Here alleen moet vertrou. Nou daardie waarheid van God wat herstel bring te midde van die gebrokenheid, word uiteindelik verwoord en vind sy hoogtepunt in Christus. Wanneer dit wat met ons verhouding in Genesis met God stikkend breek, kom Jesus na ons toe, word mens, kom na ons toe, en hy kom versoen die wêreld met God ons Vader. En daarin ook ons met mekaar. En daarom is die kern van ons bediening in hierdie tyd en wêreld, is die sigbaar maak van die versoening met God wat ons reeds ontvang het. So wanneer ons by ons belydenis stil staan, dan vra ons die vraag, wat glo jy van die heilige algemene Christelike kerk? En dan is dit belangrik dat ons hier sê, dat die Seun van God, Jesus wat kom om hierdie versoening te bewerk, uit die hele menslike geslag, vir hom 'n gemeente wat tot die ewige lewe uitverkies is, deur sy gees en woord, in die eenheid van die ware geloof, van die begin van die wêreld tot die einde toe vergader, beskerm en onderhou, en dat ek daarvan 'n lid is en ewig sal bly. So wanneer ons in die Ou Testament die worsteling hoor, Christus is steeds besig om by mekaar te maak. Nuwe Testament, hy is vandag nog besig om by mekaar te maak. Want God het die wêreld in hom met homself versoen. Nou is dit belangrik as ons hier hoor dat hy deur sy gees en sy woord die kerk vergader. Maar dit is belangrik dat ons verstaan, dit beteken deur ons. Die gees en die woord hang nie daar bo iewers in die lug, 'n wolkie, en dan kan mense sien wat God gedoen het nie. Dit wat die Here sê, hoor ons in Psalm 37, leef in die gelowige se hart. Die woord van sy God is in sy hart. Dit leef in ons, en deur die leiding van die Gees kry hierdie versoening gestalte in en deur ons. So wanneer Christus sy kerk vergader, dan vergader hy sy kerk deur sy woord en Gees, maar daarin beliggaam deur die gelowiges. En dit is deur ons getuienis en ons sorg vir mekaar en ander, dat Christus sy kerk vergader. En daarom dat ons dan, as ons die volgende vraag vra, wat verstaan jy onder die gemeenskap van die heiliges? Ten eerste dat die gelowiges almal saam en elkeen afsonderlik as lede met die Here Christus gemeenskap en aan al sy skatte en gawes deel het. So ek is ingeburger in daardie versoening wat Christus kom bewerk het. Ek het deel daaraan. Maar juist daarom, ten tweede, dat elkeen verplig is om sy gawes gewillig en met vreugde tot nut en saligheid van die ander lede aan te wend. Dat daardie versoening wat ek ontvang, word uiteindelik gerig op al die mense rondom my. En besonder, soos wat Paulus in Galasiërs 6 sê, die huisgenote van die geloof, sodat ons die teken kan wees, of andersins gesê, die vangnet kan wees, waardeur Christus sy kerk vergader. Nou hierdie wonder van Christus wat sy kerk vergader, gaan sy hoogtepunt bereik in Openbaring, wanneer die nuwe hemel en nuwe aarde kom, en ons dan hoor dat die nuwe stad Jerusalem neerdal uit die hemel, die stad wat versier is soos 'n bruid, wat gereed gemaak is vir haar huwelik, en ons verstaan daarmee dat daardie nuwe stad Jerusalem is die kinders van God, dis die kerk in Openbaring. Dis al die kinders van die begin van Adam af van God, wat in die hemel veilig by hom gehou word, tot en met die tyd dat die nuwe aarde aanbreek. En daarom kom ons verwoord ons lewende hoop hierin, deur saam te sing van Skrifberuiming 18, vers 1, 2, 3, 4 en 5, en daarna bid ons saam.
Vader, dankie dat ons in hierdie lewe by U mag skuil en dat ons so mag doen sonder vrees vir straf of vervolging. Dat ons mag weet dat U in genade na ons uitreik en dat U ons nader trek na U toe. En wanneer ons in hierdie oomblikke voor U rustig word en ons dink aan die onsekerhede van ons tyd en wêreld, en besonder in ons land, oor xenofobie en oor die dienste en gewoon die politieke omstandighede wat nie altyd so lekker is nie, dan weet ons Vader dat U ook binne in hierdie omstandighede met ons op pad is. En daarin is dit ons hartsgebed dat U ook vanoggend vir ons genadig sal wees en ons baie sensitief sal maak vir die leiding en die werking van die Gees. Dat ons mag hoor waarmee U besig is. Dat ons mag hoor hoe U in hierdie tyd kies om lig te laat skyn in hierdie donker wêreld. En besonder deur ons lewe en daarin deur ons saamleef as gelowiges. Omdat hierdie dinge vir ons baie keer baie moeilik is, daarom rig ons onsself op U en ons pleit Vader, openbaar U self aan ons. Open ons geestesoë en openbaar U self so aan ons dat ons U werklik mag ken. U grootheid, die werklikheid dat U regeer en in beheer is van die stikkend in hierdie wêreld. En dat U ook ten goeie, ook moeilike tye toelaat. Maar bo alles wil U vir ons geestesoë oopmaak, dat ons mag beleef en verstaan, dat U in liefde op pad is met ons, terwille van hierdie wêreld, waarvoor U lief is. En as U vir ons aan daardie liefde ook dring, tot by daardie plekke waar ons moeilike besluite moet neem, en uiteindelik ook moet opstaan vir dit wat goed en reg en waar is, in ons eie tyd, dan pleit ons Vader, maak ons moedig, dat ons in Christus se voetspore mag volg, seker in die wete dat ons lewens saak maak in U oë, maar saak maak vir die bediening van die versoening waarmee U ook in hierdie tyd besig is. Seën ons daarom in ons saamwees, in ons stil raak voor U, dat ons mag hoor wanneer U met ons praat. Ons bid dit, Vader, in Jesus se naam. Amen. Ons staan stil in die prediking by die gedagte van die gawes van die Gees en ons het nou al 'n paar goeters daaroor gesê, ons maak net weer vas, die 3 belangrikste gawes wat die Here gee, is in die eerste plek homself, sonder hom geen lewe nie, en dan in volgorde van belangrikheid gee hy vir jou met jou vermoëns, en derde plek gee hy 'n geleentheid. Elkeen van ons het geleende tyd, ons is net vir 'n sekere aantal jare op in hierdie wêreld. So God gee homself, sodat ons herstel in 'n verhouding met hom, geborge naby hom kan leef en saam met hom kan werk, en daarom gee hy vir jou, met jou vermoëns, of jou gawes of talente as jy wil,
sodat jy in hierdie tyd mens kan wees, soos wat hy bedoel het, naby hom kan leef en saam met hom kan werk. En dan die derde gawe wat moontlik word, omdat God versoening bewerk het, is die geleentheid. Ons kan in hierdie tyd en wêreld 'n verskil maak in hierdie wêreld. Lewe ontplooi saam met die Here. En die ontplooiing van daardie lewe vind sy anker in die versoening wat God in Jesus Christus bewerk het. Nou het ons in die verloop het ons mooi gekyk na Christus wat dit gee vir elkeen soos wat hy goed dink, dit verskil. En nou staan ons vir 'n oomblik net stil by die gedagte van 'n paar verkeerde gesindhede rondom die gawes wat God gee. En daardie gesindhede trek uiteindelik saam in 5 gesindhede. Die eerste een is, as jy by daardie plek kom waar jy eintlik steel wat die Here se is, selfsug. Ek vat dit wat hy vir my gee en ek gebruik dit net vir myself. Dit gaan oor my koninkryk. As jy daar is jy op 'n bitter slegte plek, want jy is uiteindelik besig om dit wat die Here vir jou gee vir jouself te hou. Nou al hierdie, soos wat ons deurgaan net vinnig in hierdie verduideliking, kom by dieselfde plek uit. Daar's 'n verkeerde verstaan van wie God is wat agter dit lê. So ek wil God se goeders hê, dit wat hy vir my gee, maar ek wil God self wil ek nie hê nie. Selfsug, ek steel uiteindelik dit wat hy van my vra. Dan is daar laksheid, ek kan baie ontvang het, en dan omdat ek baie ontvang het en daarom meer kan doen, kan ek met meer wegkom. Ek kan 'n bietjie lyf wegsteek as jy wil, meer op die golfbaan wees as agter die boeke of agter die werk wat ek moet doen. En dis 'n verkeerde gesindheid, want uiteindelik probeer ek met die minste wegkom, of ek probeer die boeke balanseer, en eintlik is ek lui. En dit sê iets van my verhouding met God, oor hoe ek my verhouding met God verstaan, en hoe ek God self verstaan. Dan is daar natuurlik die baie bekende vrees, omdat ek bang is, die gelykenis van die talente wat Jesus vertel het. Die laaste slaaf het sy talent gaan begrawe, omdat hy bang was vir die meester, en dan gee hy dit uiteindelik terug. En nou dink ons baie keer, dat, dis die ou wat niks doen nie. Dit is nie die ou wat noodwendig niks doen nie. Dis die ou wat dit wat die Here vir hom gee, vir homself hou. Vrees is wat sigbaar word wanneer ek dit wat die Here vir my gee, vir myself hou, vir my koninkryk hou. As jy eendag voor die Here gaan staan en hy het baie aan jou toevertrou, en jy het dit net vir jouself gehou, dan gaan jy soos daardie slaaf wees wat voor sy meester moet staan is, hier's wat jy vir my gegee het, en hier's wat ek vir u teruggee. Alles net soos wat u dit vir my gegee het. Of dit nou 1 talent of 10 talente was. En dit sluit nie net ons vermoëns in nie, dit sluit ook ons middele in. En hierdie versoeking, as ons oor vrees praat, is deel van wat ons westerse beskawing op hierdie stadium lam lê. Want ons is baie sterk materialisties gerig. So ek is besig om vas te hou, dit wat die Here gee, want ek moet voorsiening maak vir my ou dag, en daar's 'n klomp argumente rondom dit, en daar's gesonde argumente rondom dit. Maar ons moet regtig versigtig wees, dat ons nie by 'n plek kom, waar ons dit wat die Here aan ons toevertrou, met die oog op die uitbreiding van sy koninkryk, uiteindelik vir onsself hou, sodat ons eendag voor hom moet staan en sê, dit het hy alles vir my gegee, en hier gee ek dit nou terug. Want dan gaan hy vir jou sê, of vir my sê, jou lui en slegte slaaf. So, vrees is iets wat ons nie wil by uitkom nie. Dan is daar natuurlik die een wat ooreis, jy het 'n klomp gawes, en omdat jy jou verhouding met God nie reg verstaan nie, probeer jy alles doen. Jy juggle, soos daardie nar, 'n klomp gawes. Probeer alles in die lug hou, en uiteindelik gaan jy dit nie kan volhou nie. Maar alles lê agter dit 'n skewe prentjie van God, dat hy hierdie wrede meester is, en dat hy vir my nie die goeie gaan gee nie. En uiteindelik kan ons kom by afguns, wat dan nou sê, ek wil eintlik die ander se gawes en vermoëns hê. Vir myself, ek is daar iewers tussen laksheid en ooreising, dis waar ek my plek vind. Afguns is nou en dan daar, ek sal nogal gehou het van die musiekstukkie, want ek het hom heeltemal gemis. Dis vir my 'n redelike toeboek. Maar die werklikheid vir elkeen van ons is, iewers in ons lewe gaan iets van een van hierdie gesindhede iewers in my lewe grondvat. Want daar's 'n ou mens in elkeen van ons. Elkeen van ons gaan met tye hieroor worstel. Nou sê Paulus in die gedeelte wat ons gaan lees, baie belangrik, dat elkeen gaan rekenskap gee oor sy lewe. En dis hier waar ons rarig moet vasmaak, dat God is ons goeie God en hemelse Vader. Calvin sê, 'n slaaf en 'n kind word nie dieselfde beoordeel nie.
Enige beoordeling word gedoen aan die hand van 'n maatstaf, né? Reëls, die opdrag wat jy gekry het. Hier is wat ek wil hê jy moet gaan doen. As jy terugkom, gaan ons kyk of jy dit gedoen het. En wanneer 'n slaaf voor sy eienaar staan, dan word hy gemeet aan die maatstaf en net aan die maatstaf. Het jy die werk gedoen wat ek vir jou gegee het? En dan is dit afgehandel. Maar wanneer 'n kind voor sy vader staan, dan is die maatstaf in die pa se kop. Hy kyk na die maatstaf. Die werk moet immers gedoen word. Maar dis nie die primêre ding nie. 'n Vader kyk of sy kind gegroei het. Kyk nie na die werk nie. Hy kyk of sy kind gegroei het, want hy's besorg oor sy kind. Die werk is belangrik, maar hy is in die eerste plek besorg oor sy kind. En daarom mag ek en jy weet, dat God wat met ons handel, volgens ons verdienste, in Christus ons hemelse Vader is. En wanneer ek en jy uiteindelik voor hom gaan staan, gaan dit nie net wees om 'n klomp regmerkies en verkeerde merkies te trek oor wat het ons reg of goed gedoen nie. Hy gaan kyk, het my kind gegroei? Is my kind gesond? Word hy of sy meer van wie ek bedoel het sy moet wees? Of hy moet wees? En daarom mag ons met vrymoedigheid ook selfondersoek doen wanneer ons onsself meet aan hierdie verkeerde gesindhede. As dit in my lewe opduik, hoef ek nie paniekerig te word daaroor nie. Ek moet dit erken vir wat dit is en dan agter die skerms gaan kyk na wat is my prentjie van God my Vader, sodat ek geborge in my verhouding met hom, saam met hom, kan kyk na daardie gesindhede en wat die wortel daarvan is. Nou, dis nie so eenvoudig nie. As jy dink dit is iets wat jy op jou eie gaan regkry, dan het ek vir jou 'n bietjie slegte nuus, want van die begin af sukkel ons nogal hiermee, en dis hoekom God uiteindelik mens word, en in Jesus Christus tussen ons kom woon, want ons kry dit nie op ons eie uitgesorteer nie. Hy kom wys vir ons wie hy is en wat hy wil hê. En daarin luister ons dan nou in besonder na Galasiërs 6, na dit waarmee die Here besig is, en ons wil daarin vir ons vasmaak, maar hoe moet ons dan hierdie dinge hanteer? Hierdie verkeerde gesindhede wat deel van ons eie lewe is, en baie keer, baie keer bietjie meer, baie keer bietjie minder, hoe moet ons saam met dit saamleef? Ons gaan geluister na Galasiërs 6, maar net eers weer daardie aanloop. As ons luister na Galasiërs 6 staan in die konteks van 'n groter gedeelte, en dit begin daar in hoofstuk 1 vers 4, waar Paulus die gemeente groet in die naam van Jesus Christus, wat homself gegee het om versoening te bewerk, en so die wil van God ons Vader te volbring. En daardie wil van God ons Vader word in Galasiërs 3 duidelik gemaak, wanneer Paulus sê dat die skrifte vooruitgeweet het, dat God in Abraham die nasies sal seën, en daarom sê hy vir Abraham, en jou sal al die nasies geseën word. So die plan is uiteindelik dit, die wil van God, dat Jood en nie Jood deel van die huisgesin van God kan word. En dit kom, en daarin die sleutelvers, as jy na Galasiërs kyk, Galasiërs 2 vers 16, dat ons vrygespreek word deur geloof in Jesus Christus. Nou is die stoel daar nogal belangrik. My geloof, of soos wat ons in Sondag 23 verwoord, die grootheid van my geloof maak my nie gered nie. Dit is irrelevant wat ek glo as ek op 'n stoel gaan sit, of daardie stoel my gewig kan dra. As die stoel sterk genoeg is, sal hy my gewig dra. As hy nie sterk genoeg is nie, gaan hy breek, ongeag wat ek glo. En so is dit ook in ons verhouding met die Here Jesus. Hy kom en sê, elkeen wat by die Vader geleer het, kom na my toe, en ek sal hom wat na my toe kom, nooit wegwys nie. En ek sal hom of haar op die laaste dag uit die doodheid opwek. Nou, glo jy dit of glo jy dit nie? As jy dit glo, vertrou jy dat hy dit sal doen. En jy stap die pad verder, jy gaan sit op die stoel. Maar dit is die stoel se sterkte wat die verskil maak, nie jou oortuiging nie. Elkeen van ons moet hierdie ding uiteindelik baie mooi deurstoei. As ek in die stille oseaan van die skip afgeval het, en ek is besig om te gaan verdrink, en daar kom 'n skip verby, dan is daar niks wat ek kan doen om myself te red nie, want ek kan nie bo by die skip uitkom nie. Iemand op daai skip gaan of moet afspring met 'n tou, of hulle gaan vir my 'n reddingsboei met uitgooi. Dit nie ek wat my red nie. Maar as ek kies om weg te swem van daai skip af, gaan ek verdrink. Uitgemaakte saak.
as ek teruggaan, gaan ek myself nog steeds nie in die boot kan kry nie. Ek kan net met alles wat in my is, vashou aan daardie ring of tou wat hulle vir my gee. En dit is geloof in Christus. Dis nie hoe groot of goed of sterk ek is nie, dis net ek hou aan hom vas met alles wat ek is en het, want daar's nie iets anders nie. So wanneer ek eendag voor die regterstoel van God gaan verskyn en hy vra, wat maak jy hier? Gaan ek sê, wel, Jesus het gesê, kom en volg. Jesus het gesê, hy het volbring, en Jesus het gesê, hy het vir my plek gereed gemaak. Vryspraak omdat ons glo. Vryspraak omdat ons vertrou dat God in Jesus Christus vir ons versoening bewerk het. En daarom mag ons geborge in 'n innige verhouding naby hom leef en saam met hom werk. Nou, kom Paulus in hoofstuk 5 begin hy deur te sê, ons Christus kom om ons vry te maak, sodat ons werklik vry kan wees, en dan roep hy ons en sê, staan vas in hierdie vryheid. Dit is nie vanselfsprekend nie, dit val nie maar net soos 'n sousie bo oor jou nie, jy moet daarin leef. En dan verduidelik hy in hoofstuk 5, daarvan vers 16 tot 18, dat ons die leiding van die Gees moet volg, en net daarna verduidelik hy hoe dit in ons lewe gaan uitspeel. Daar is die vrugte van die sondige natuur, of die praktyke van die sondige natuur, na daardie onkruid dinge wat in ons tuin opkom. Daardie dinge wat vir ons aanvanklik goed lyk en reg lyk, maar uiteindelik die dood bring. En daardie goeders sê hy moet ons kruisig. Teenoor dit staan daar die vrug van die Gees, waarteen die wet van God niks te sê het nie, en daardie goeders moet ons blom, dit moet ons groei, dit moet ons saai, of soos wat Jesus dan in Johannes, wanneer hy verduidelik, dan sê hy, as 'n koringkorrel nie in die grond val nie, kan hy, en doodgaan nie, kan hy nie groei en meer vrug voortbring nie. En so word ek en jy geroep om onsself te gee in diens van dit waarmee God besig is, te gee in die navolging van die Heilige Gees, sodat hierdie vrug, liefde, vreugde, vrede, geduld, goedheid en selfbeheersing uiteindelik in ons lewe duidelik kan word. En nou is die groot vraag, maar hoekom daardie vrug? Wat is die belangrikheid van daardie vrug vir ons lewe, en daarin ons saamlewe, en uiteindelik vir die wêreld rondom ons? En dit gaan hy antwoord wanneer ons by hoofstuk 6 kom. Hoekom daardie vrug van die Gees? Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. So kom ons luister. Broers en susters, as iemand in die een of ander sonde val, moet julle wat julle deur die Gees laat lei, so iemand in 'n gees van sagmoedigheid reghelp. En pas op, jy kan self ook in versoeking kom. Dra mekaar se laste en gee op die manier uitvoering aan die wet van Christus. As iemand hom verbeel, hy is iets en hy is niks, bedrieg hy homself. Laat elkeen sy eie doen en late ondersoek. As dit goed is, kan jy daarop trots wees, sonder om dit met die van ander te vergelyk. Elkeen sal rekenskap moet gee oor wat hy gedoen het. Iemand wat onderrig ontvang in die woord van God, moet sy leermeester laat deel in al die goeie dinge wat hy het. Moenie julleself mislei nie. God laat nie met hom spot nie. Wat 'n mens saai, dit sal hy ook oes. Wie op die akker van sy sondige natuur saai, sal van die sondige natuur die dood en verderf oes. Maar wie op die akker van die Gees saai, sal van die Gees die ewige lewe oes. Laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie, want as ons nie verslap nie, sal ons op die bestemde tyd ook die oes insamel. Solank ons die geleentheid het, moet ons dus aan almal goed doen, veral aan ons medegelowiges. Ou vertaling vertaal daardie mooi, veral aan die huisgenote van die geloof, wat 'n baie belangrike uitdrukking is. Nou, as ons hier luister, dan is die eerste belangrike ding wat ons die vorige keer vasgemaak het, wanneer hy hier die woord sonde gebruik, iemand wat in een of ander sonde val, dan is dit nie dieselfde woord, hamartia, wat hy in Romeine gebruik nie. Hy gebruik 'n woord wat beteken dat iemand wegval. So daardie woord, paraptoma, beteken dat jy was naby en toe val jy weg. So as iemand wat naby was, begin wegval, iemand in die huishouding van God was, wegval, dan met ons wat ons deur die Gees van God laat lei, so iemand in 'n gees van sagmoedigheid reghelp. En daarin dan nou die belangrike, as ons dink oor daardie verkeerde gesindhede, wat so maklik in ons lewens kan opduik, dan is dit ons word geroep om vir mekaar hieroor voor uit te kyk. Dat ons nie vasval in 'n lewe en wêreld waar ons deur die manier waarop ons met die gawes en die middele wat God vir ons gegee het, eintlik 'n krom en skewe prentjie van God vir die wêreld voorhou.
Jesus sê, julle is die sout vir die aarde en die lig vir die wêreld, laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Dit beteken dat ons manier van lewe iets van God se Vader wees in hierdie wêreld moet duidelik word. En nou is dit die ding van lewe in hierdie wêreld. Dit is nie altyd so maklik nie, en dan kom ons met tye by plekke waar hierdie verkeerde gesindhede in ons lewe sigbaar word, en dan sê Paulus, gee ag op mekaar. Kyk uit vir mekaar. Help mekaar in 'n gees van sagmoedigheid, en pas op, jy kan self ook in versoeking kom. Nie een van ons is hierin beter as die ander een nie, want elkeen van ons het 'n ou mens wat ons saamdra met ons, totdat ons hierdie lewe verlaat. Nou, verlede keer het ons vasgemaak en gesê, daardie vers 6, jy moet laat deel in die goeie wat jy het. Ons vertaal dit nou die goeie dinge, maar die Grieks daar is soos ons Afrikaans, net die goeie. En die goeie wat ons ontvang is die vryspraak in Christus. Dat in Christus kan ons God as Vader ontmoet, nie op grond van ons verdienste nie, of ons vermoë nie, maar op grond van wat Christus gedoen het, op grond van wie God is. Dis genade. En as genade nie meer ons maatstaf is nie, dan kom ons gewoonlik by 'n baie slegte plek uit, waar ons onsself begin afsonder en ander mense begin veroordeel. So daarom, as jy die leiding van die Gees volg, help in 'n gees van sagmoedigheid die wat begin wegval. Nou vanoggend, en deel die goeie wat jy het. Nou vanoggend wil ons in besonder stil staan by vers 6, iemand wat onderrig ontvang in die woord van God moet sy leermeester laat deel in al die goeie dinge wat hy het. Nou tradisioneel word hierdie dan nou verstaan as traktement ensovoorts. Dit stop in 'n opsig net daar, en dis 'n baie gebrekkige verstaan van dit wat Paulus hierso skryf. En deels te wyte aan die feit dat ons vertaling ons baie keer in die moeilikheid bring met dit. Want hier staan nie net gewoon leermeesters en die wat onderrig ontvang nie. Hier staan kategorieë. Willem daar die eerste skets. Daar is die opsomming van waarmee ons besig is. As ons hierdie vers wil verstaan, verseker gaan dit daaroor. Paulus sê, as ons praat oor traktement en die dinge, dat daar leermeesters is of mense wat die woord bedien, dan sê hy die wat lewe maak, wat die evangelie bedien, moet 'n lewe kan maak uit die evangelie. Mens bind nie 'n os se mond toe as hy op die dorsvloer stap nie, of werk nie. Maar daar's iets meer hier wat verduidelik word. En dit gaan oor dit wat gebeur wanneer ons in die kerk by 'n plek kom waar ons die kerk verdeel in vlakke van mense, in dienste of in ampte meer spesifiek. Krom verstaan kom ons by daardie uitgeskeerde stukkie papier daar. Daar's God en dan sal leermeesters en dan sal leerlinge. En die beweging is altyd van God af na die leermeesters toe na die leerlinge toe. En dis nie reg so nie. Dit is nie God se hart en plan gewees nie. Nie van die begin af nie en ook nie vandag so nie. Daardie stratifikasie, daardie verdeling van samelewings in hiërargieë is een van die gevolge van die sondeval. Ek is beter as jy, of aan die ander kant, daardie persoon is beter as ek, en daarom wel sy probleem. So wanneer ons na hierdie gedeelte luister, is dit belangrik dat ons sal vasmaak. Dit gaan nie hier oor leermeesters in terme daarvan, dat dit gaan oor iemand wat hoër is as iemand anders nie. In God se huishouding is daar nie so iets nie. Daar is die Vader en dan is daar sy kinders, seuns en dogters, boeties en sissies. En daardie aksent word in Galasiërs beklemtoon wanneer Paulus sê, iemand wat onderrig ontvang, moet sy leermeester laat deel in al die goeie. Wat is die goeie wat ons ontvang het? Al die goeie is dit wat ons in Christus ontvang het. En nou kom ons maklik by 'n plek waar ons predikante of ouderlinge of diakens, die voorgangers in ons gemeente, so 'n bietjie anders hanteer. Nie net in terme van, in vroeër jare was dit 'n groot ding as jy predikant of ouderling was of diaken was, want dan sê jy 'n gesiene mens gewees. Is nie meer heeltemal vandag so nie, maar daai ding loop skeef ook op 'n ander manier. En nou ja, ons het groot geword in die 80er jare daar in Bloemfontein, 4 kinders in een huis. Pa was 'n onderdele verkoopsman, dit het nie altyd so wel gegaan nie. So ons kon nogal baie kere dit moeilik gehad, veral in die onderlinge verhoudinge, om dit saggies te sê. En een van die goeders, maar ek vermoed dis maar so vir alle kinders, want ek sien dit by my 2 ook, en hulle het dit regtig nie so moeilik soos wat ons het gehad het nie, is hierdie gesindheid wat baie keer grondvat van, dit is nie my werkie.
mond staan net so, dit is nie my werk nie. Nie is sy werk, of hy het dit gedoen, is nie myne nie. En in die kerk gebeur dit baie keer. Dat ons by 'n plek kom, maar is nie my werk nie. Dis die dominee se werk, of is die ouderlinge se werk, of is die diaken se werk, maar is nie my werk nie. En ons kom naderhand by 'n plek waar almal vinger wys en waar die werk net nie gedoen word nie. En daarom is dit regtig belangrik dat ons 'n streep sal trek deur daardie stratifikasie, deur daardie vlakke wat ons vasmaak, want God sien dit nie so nie. Jakobus sê, nou ons praat hier oor leermeesters, dan sê Jakobus, broers, julle moenie almal leermeesters wil wees nie, want julle moet weet dat ons wat leermeesters is, strenger as anders beoordeel sal word. En dan sê hy, ons struikel almal in alle opsigte. Nou leermeester is 'n ongelukkige vertaling, maar dit is die regte vertaling. Kategeo, julle hoor katekismes daar, dit beteken gewoon mondelinge onderrig. Maar nou is dit regtig belangrik om vir 'n oomblik te verstaan. Ek is nou besig met mondelinge onderrig en ek het besondere gawes daarvoor ontvang, ek het nie daarmee 'n probleem nie. Maar elkeen van ons gee met tye mondelinge onderrig. As jy jou broer of suster tot inkeer roep, terugroep huis toe, is jy besig met mondelinge onderrig. Elkeen van ons word geroep hiertoe. As jy 'n disipel van Jesus Christus is, word jy gestuur om 'n getuie te wees van dit wat God in Christus vir hom gedoen het, en daarom gaan jy met hy mondelinge onderrig gee. Almal van ons deel in hierdie diens. Van ons se dienswerk gaan verskil. Party van ons is predikante. Maar ek is nie net 'n predikant waarin ek mondelinge onderrig gee nie, ek is ook 'n pa van 2 dogters. En daarin het ek 'n verantwoordelikheid. Ek is 'n getroude man, en daarin gee ek mondelinge onderrig. Nou ja, Tarina gee terug ook, en dis hoe dit word. Maar dis ons uitdaging om te verstaan dat wanneer ons hierdie dinge hier lees, gaan dit nie oor vlakke van gelowiges nie. Dit gaan oor 'n huisgesin. Nou die mooi wat Jakobus in Jakobus 3 sê is dat ons moet weet dat mense wat leermeesters is strenger as ander beoordeel sal word. En dan is die vraag nou, maar wie gaan hulle beoordeel? En dan dink ons onmiddellik die Here. Nee, nie die Here nie. Mense. Want die eerste ding wat gebeur wanneer jy vir iemand anders sê, waarmee is jy besig? Wat is die reaksie wat mens baie keer kry? Wat laat jy dink jy so goed? Dis mense wat beoordeel wanneer jy mondelinge onderrig gee. Dis mense wat na jou begin anders te kyk, as jy mense tot inkeer roep en terugroep huis toe. Dis mense wat wanneer hulle skuldig begin voel, verneig raak en oordeel. Jakobus verwoord dit uiteindelik almal baie mooi wanneer hy sê, ons struikel almal in baie opsigte. Hy sluit homself nie by hierdie ding uit nie. Elkeen van ons gaan baie keer by hierdie moeilikheid kom. Partykeer gaan ons ander moet terugroep, en partykeer gaan ander ons moet terugroep. Dis hoe dit in 'n huisgesin werk. Die Hebreërskrywer sê, dink aan julle voorgangers wat die woord van God aan julle verkondig het. Let op hulle lewenswandel tot die einde toe en volg die voorbeeld van geloof wat hulle gestel het. En as ons praat oor leermeesters en ons praat daar mense wat onderrig gee, wat getuienis mondeling onderrig gee, gaan dit oor ons voorbeeld. En Jesus het hieroor swaarwater gemaak wanneer hy praat oor die valse profete. En dan sê hulle 'n boom word aan sy vrugte geken. En dis hoekom ons baie keer strenger beoordeel word as jy dit waag om vir iemand iets te sê rondom dit wat goed en reg en waar is. Want mense is baie sensitief daarvoor dat jy sal lewe wat jy sê. So wanneer ons baie keer die kritiek kry, is dit geldige kritiek, veral as ons nie leef wat ons sê nie. Wanneer Paulus met ouers praat, dan sê hy, maak julle kinders so groot met tug en vermaning, met onderrig deur voorbeeld, vasgelê deur woorde, sodat hulle nie kwaad of verbitterd sal word nie. En as jy hulle kwaad of verbitterd wil hê, laat jou woorde en jou dade nie ooreenstem nie. So dit gaan hier oor die voorbeeld wat ons vir mekaar het. Dan kom hy in vers 17 van Hebreërs 13 en dan hoor ons, julle voorgangers hou wag oor julle lewe en moet aan God rekenskap gee. Wees gehoorsaam en onderdanig aan hulle, want dan sal hulle werk met vreugde kan doen en nie kla nie. Anders het dit vir julle geen nut nie. En daardie stukkie is regtig belangrik. Hulle hou wag oor julle lewe en moet aan God rekenskap gee. En nou binne die gereformeerde kerke het ons daardie ding krom getrek. Met groot respek, verskriklik krom getrek.
Dit het uiteindelik binne ons struktuur vasgeval in, dit is die werk van die predikant en die ouderlinge, en hulle doen hierdie oefening 4 keer 'n jaar voor nagmaal. Kom doen hulle huisbesoek en daar is die som. Nou is ons gehoorsaam. En ons is glad nie gehoorsaam nie. Wanneer die Hebreërskrywer sê, hou wag, die voorgangers, hou wag oor julle lewe en moet aan God rekenskap gee, dan is dit 'n verwysing uiteindelik na Kain en Abel. Wanneer Kain die pad begin byster raak, dan reik die Here uit na hom toe en hy gaan praat met hom en sê vir hom, Kain, die sonde lê en loer vir jou, maar jy moet daaroor heers deur goed te doen. Nou gee Kain nie ag nie, en as hy vir Abel in die veld kry, en maak hy hom dood, en dan kom die Here weer na Kain toe en hy vra vir hom, waar is jou broer? En dan vra Kain vir die Here, is ek my broer se oppasser? En die antwoord is, ja, jy is. Ons is mekaar se oppassers. Nou die van julle wat die oudste is, dit is my voorreg in die huis, op 'n stadium, vir alles jy 14, 15, 16 is dit nogal 'n verskriklike frustrasie. Want elke keer as pa en ma draai moet gaan ry, dan is dit jou werk. Nou, jy moet oor die ander wag hou. Nou, vir al my jonger boetie Johan, hy het nie heeltemal die reëls gevolg nie. Hy kon die lewe nogal vir 'n mens moeilik maak. Maar ek moet rekenskap gee wanneer pa of ma terugkom. Daardie uitdrukking, maar jy behoort beter te geweet het, want jy's die oudste, het my met tye moedeloos lam gehad. Maar daar lê tog 'n groot waarheid daarin. En as ons hier praat oor die mense wat mondelinge onderrig gee, dan praat ons uiteindelik oor die broers en susters wat hulle eentjie die pad saam met die Here gestap het, wat verstaan wie God ons Vader is, wat verstaan van 'n gebroke mens wees en 'n ou mens, en hoe maklik 'n mens in die versoeking kom, en hoe maklik 'n mens kan struikel en val. En daarin het ons 'n verantwoordelikheid teenoor mekaar, om ag te gee op mekaar, om vir mekaar uit te kyk. In Tessalonisense 5 sê Paulus, broers en susters, ons vra julle, erken die mense wat so hard onder julle werk en julle in opdrag van die Here lei en teregwys, betoon in liefde die hoogste agting aan hulle, ter wille van hulle werk, leef in vrede met mekaar. Nou dis nou daai stukkie as pa en ma draai gaan ry, dan het ons die opdrag om vir mekaar uit te kyk. Jesus vertel dit net so in een van sy gelykenisse. Die koning of die meester het weggegaan en dan gee hy vir die slawe opdragte en dan vra Jesus, wie is die slaaf wat die meester uiteindelik gaan aanstel? Die een wat hy met sy terugkom so besig vind, besig om die mense te versorg, kos te gee op hulle tyd en na hulle te kyk. Maar die een wat gedink het sy meester draai te lank en toe begin drink het en die ander slawe begin slaan het, hy gaan vasgebind word en in die buiterste ry, diep duisternis gegooi word. Wanneer ons praat oor hierdie opdrag om voorgangers te wees, om sorg te dra vir mekaar, gaan dit nie net oor predikante, ouderlinge en diakens nie. Dit gaan oor elkeen van ons. In opdrag van die Here het ons het elkeen 'n opdrag om te lei en te reg te wys, om ag te gee op mekaar. En daardie teregwysing moet ons nie verstaan as 'n kommissiebesoek van die kerkraad af nie. Jesus sê in Matteus 5, as jy jou offer na die tempel toe bring en dit val jou by dat iemand iets teen jou uit, laat staan jou offer en gaan praat met hom of haar. Ywer vir die versoening. En dan kom hy in Matteus 18 en hy sê, as jou broer of jou suster iets teen jou gedoen het, gaan praat met hulle. En as hulle nie ag gee nie, vat nog 'n getuie saam. Maar ywer vir die versoening. Dis 'n opdrag van God, sodat daar nie verdeeldheid in die liggaam kom nie, sê Paulus in Korinte 12. Daarom gelyke sorg vir mekaar. Maar daarin die opdrag dan nou, betoon in liefde die hoogste agting teenoor hulle, ter wille van die werk, ter wille van daardie sorg wat ons vir mekaar dra. En daarom die oproep, leef in vrede met mekaar. En nou is dit die vraag. As ons na hierdie teks kyk en ons hoor leermeesters en die leerlinge wat moet deel, die goeie wat hulle het moet deel, dan kan ons maklik net by finansies vashak en dan mis ons die punt heeltemal. In Christus maak God sy kinders deel van sy huishouding. En binne in daardie huishouding is hy die Vader en hy dra sorg vir sy kinders, maar hy vra ook dat ons sorg vir mekaar sal dra. En daarin die driehoek van wederkerige appel.
Omdat ek in verhouding met my Vader leef, daarom leef ek in verhouding met jou, en jy met my, en het ons 'n verantwoordelikheid teenoor mekaar. En wat mondeling onderrig gee, moet deel in die goeie. En die een wat die mondelinge onderrig ontvang, moet die goeie deel. En daardie goeie is dit wat ons in Christus ontvang het. Ons word geroep om in ons saamleef met mekaar by daardie plek te kom, waar ons as 'n huisgesin saamleef, waar ons mekaar die hele tyd nader roep, sonder veroordeling, waar ons in liefde die waarheid praat, en dan moeite doen, om seker te maak, my boetie en my sussie, verstaan hoe groot God se liefde vir hulle is. Prakties uitgeleef en uitgedruk in die manier waarop ons vir mekaar sorg dra. Nou is ons in die gereformeerde kerke op hierdie stadium in 'n bietjie benoude oomblikke, as gevolg van die synode wat verby is, Januarie maand. Daai dinge gaan met die tyd saamloop, maar een van die hartseer dinge vir my rondom dit, is dat ons eintlik hier besig is met die gesprek oor God, leermeesters en leerlinge. Maar iets van die gemeenskap wat God bedoel het, hierdie omgee van boeties en sissies vir mekaar, val op die grond. Teenoor daardie gestratifiseerde God, leermeesters, staan uiteindelik dit wat Jesus in Matteus 23 met ons deel, waar hy sê, julle is almal broers en susters van mekaar. Een Vader in die hemel, een leermeester, dit is hy, en ons almal broers en susters van mekaar. Nou is die vraag, hoe deel ons in die goeie wat ons het? Want ons kan na hierdie gedeelte verluister, en dan dink ons, wel, die goeie is, wel, jy moet nou net vir my die woorde teruggee. En partykeer is dit regtig belangrik. Dis regtig belangrik. Moenie dink dat ek alles in my lewe uitgesort het nie. Ek het nie. Daar is my dag nou te mekaar. Ek gou dink, Woensdag was ek by Rian se ma se begrafnis. Rian Smit se ma is oorlede. En toe ek nou daar agter gaan sit, en die bediening van die woord het my regtig geraak. Dit was Psalm 37, oor, moet jy nie ontstel oor die ander nie, vertrou op die Here en leef rustig voort. Maar dit het my gesny, terwyl ek daar gesit het, want ek voel en ek beleef hoe ek begin skarrel, hoe ek begin hardloop. En ek verstaan, agter dit alles lê 'n skewe prentjie van God. Gaan hy getrou wees? Gaan hy voorsien? Gaan hy versorg? So moenie dink, omdat ek predikant is, my huis is in orde nie. Partykeer gaan jy die woord wat ek vir jou bring vir my moet teruggee. Ek het dit ook nodig. Moenie dink, omdat iemand 'n ouderling of diaken is, hulle is op 'n hoër vlak van gelowige wees nie. Ook hulle is net boetie en sussie. Ook hulle struikel almal in baie opsigte. Ook hulle het baie keer moeilikheid wat hulle nie weet hoe om deur te kom nie. Die probleem met God leermeester en leerling is dat daar net hierdie een rigting verkeer is. Het gaan net van God af na die mense toe. Ag, dit is baie mooi op papier, maar dit hou nie rekening met ons gebrokenheid nie. God het dit nie so voorsien nie. Hy sê huisgesin, boeties en sissies wat sorg dra vir mekaar. En daarin die oproep. Ons word geroep om die goeie wat ons ontvang het te deel. En die goeie wat ons ontvang het is nie net 'n boodskap nie. Die goeie wat ons ontvang het is versoening in Jesus Christus met God ons Vader. Herstel in ons verhouding met hom en daarin herstel in ons verhouding met mekaar. En daarom roep hy ons, gee ag op mekaar. Deel die goeie wat jy het met die wat jou onderrig, met die wat mondeling onderrig gee, met die wat die goeie boodskap met jou deel. En dit beteken almal hier. Die huisgenote van die huisgesin van God. En dan is daar nie vlakke van gelowige wees nie.
Daar's net groter en groter groepe van gelowiges. En hierin dan die appel op elkeen van ons se lewe vandag. Hoe lyk dit in jou lewe? Dit is baie gemaklik as ons 'n struktuur kan vasmaak en die beweging is vas, dis van God af deur die predikant na die ouderlinge, na die diakens toe, na die lidmate toe met die oog op erediens bywoning. Dit is baie gemaklik, want dan kan ek sê, wel daar is nie my werk nie. Dit is nie God se plan nie. Dit is nie sy hart nie. Hy vestig 'n gemeenskap van gelowiges waarin broers en susters vir mekaar sorg dra. Nie net op Sondagoggende nie, maar deur die loop van hulle lewe, van hulle alledaagse lewe. Hoe lyk dit in jou lewe? Waar is daardie geleentheid wat die Here vir jou gee om ook die sorg, die goeie wat jy ontvang het, te deel met hulle wat die pad saam met jou stap? Mag jy die genade ontvang om daardie geleentheid raak te sien en die tyd vir dit uit te koop. Kom ons vra hom hierin om sy genade. Kom ons bid saam. Vader, as ons hierin voor U rustig word, dan pleit ons, wees ons genadig, dat ons die wonder van dit waarmee U besig is, mag beleef, ervaar, in ons persoonlike verhouding met U, maar ook in ons saamleef, met ons naby mense, en uiteindelik die gemeente, en die wêreld waarvoor U lief is. Dat ons iets mag sien van die geleentheid wat in hierdie tyd moontlik word, om die versoening, die nuwe lewe, wat ons in Jesus Christus ontvang het, te kan deel met ander. En daarin bid ons, Vader, maak dit rustig in ons harte, wanneer ons deur die omstandighede en deur gebrokenheid in verhoudings by daardie plekke kom, waar ons eerder wil terugstaan en wegstaan. Maak ons sensitief vir die leiding van die Gees, dat ons mag uitreik, veral in ons naby verhoudings, en dat ons daar mag ywer, mag moeite doen om versoening te deel, dit wat ons ontvang het. Dat ons dit ook so in die gemeente mag deel op so 'n manier, dat die wêreld rondom ons mag kennis neem. En hierin bid ons, Vader, dat U ons genadig sal wees, dat ons die goeie daarin sal volhard, dit met mekaar sal deel as broers en susters, sodat ons ook op die bestemde tyd die oes mag insamel. Daardie oes waarvoor Christus ywer, dat sy kinders ook in hierdie tyd by ons Vader mag tuiskom. Seën ons hierin as ons dit bid in sy naam. Amen. Hoe dan moet ons lewe? En daarvoor luister ons na Jesus se uitspraak in Matteus 23, en Jesus sê vir ons, julle moet julle nie rabbi, en as jy wil, rabbi beteken groote, vandag is dit dominee, moet julle nie rabbi laat noem nie, net een is julle leermeester, en julle is almal broers en susters. Moet niemand hier op aarde as Vader aanspreek nie, want een is julle Vader, die Vader in die hemel. Julle moet julle nie leiers laat noem nie, want een is julle leier, die Christus. Maar die grootste onder julle moet bereid wees om die ander te dien. Wie hoogmoedig is, sal verneder word, en wie nederig is, sal verhoog word. Jy mag leef met hierdie sekerheid, dat daar in jou lewe, in hierdie week wat kom, 'n geleentheid sal wees om te dien. Gryp dit aan, en deel die versoening wat God met jou gedeel het, met ander. Amen. Omdat ons dit nou uiteindelik uit nie on onsself kan doen nie, maar dat dit geanker is in die versoening wat God bewerk het, kom ons verootmoedig ons voor die Here deur saam te sing van Lied 280 vers 1, 2 en 3, en daarna bly ons staan vir die seën van die Here, waarna ek vra dat jy net so oomblik sal sit voordat ons vandag. We
Kom ons gaan en leef met die verwagting vir daardie geleentheid wat die Here gee om ook die versoening wat hy vir ons gegee het te deel met ander. Of dit nou in ons naby verhoudinge is of terloops met daardie mense wat hy oor ons pad bring. Ook daarin sal hy ons lei. Hiertoe seën hy ons ook en verstaan daarom dat hierdie seën bedoel is vir jou, maar deur jou bedoel is vir daardie mense wat die versoening wat ons in Christus ontvang het, innig nodig het. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons hemelse Vader, en die krag en die leiding van die Heilige Gees is met u elkeen. Is daar enige vrae oor dit waarby ons vanoggend stil gestaan het? Gaaf, julle is welkom om 'n koppie tee of koffie saam met ons te kom drink in die saal net hier langs aan.